Weet jy hoe belangrik is die gesin vir God? Dis God se idee gewees. Dit is God se ontwerp vir ons as mense, om in die gemeenskap van liefde op te groei en groot te word en te ontwikkel. Dis die manier hoe God wil hê, dat ons ook as sy kinders, as 'n goddelike familie, moet saamleef en in liefde vir mekaar omgee, vir mekaar sorg, mekaar help om geestelik te groei. En dis my hartse gebed dat hierdie boodskap ook jou hart so gaan verander, dat jy geestelik gaan groei, maar dat julle gesin ook hegter gaan word, 'n groter eenheid en 'n wonderlike plek van liefde, vrede en blydskap, want dit is wat God bedoel het. Jy is welkom om vir ons te kontak hierso by Keerpunt. Jy kan die selnommer gebruik vir jou WhatsApp 079 195 1586. Kontak ons gerus ook, kyk bietjie op sosiale media. Ons is op Instagram en op Facebook en op X. En jy kan al hierdie programme en al hierdie boodskappe ook vind en aanstuur op YouTube. So, ons wil die Here vertrou dat hierdie boodskap al verder en verder gaan uitkring. En ek glo dat jy het vir jou kinders, jou kleinkinders wil aanstuur. Daarom is dit beskikbaar ook op YouTube, sodat ons as gesinne bietjie kan gaan kyk, wat sê die woord spesifiek oor 'n gesin. Daar's baie spesifieke riglyne. As ons mooi gaan kyk, sal ons sien, daar's 'n klomp baie duidelike voorskrifte van hoe moet 'n gesin volgens God se hart funksioneer. Nou, as ons terugkyk, sal ons sien dat dit eintlik die model en die voorbeeld is wat God gekies het om te sê in watter verhouding hy met ons wil lewe. Soos 'n pa teenoor 'n kind. As ons daarom ons lewe vir die Heilige Gees oopmaak, kom woon hy in ons deur sy Gees. Maak hy dat ons nuut word, wederbaar hy ons as 'n nuwe skepsel. En hierdie nuwe mens noem hy 'n kind van die Hemelse Vader. Ons is uit die Vader, deur die werking van die Heilige Gees, gebore as kinders van God, en die Gees leer vir ons om Abba te sê, Vader, vir ons Hemelse God. So dis die verhouding. En daarom praat hy ook van die gemeente as 'n gesin van God, die huisgesin van God. Dis waar God se kinders by mekaar is, waar hy hulle Vader is, en waar hy vir ons sorg, waar hy sorg dat die kinders ook verstaan dat hulle deel is van mekaar. En as die een dit lei, dan lei almal. En as een bly is, dan is almal saam bly. Daardie wonderlike eenheid wat daar in die gemeente en in die gemeenskap van gelowiges moet wees. Die Bybel het hierdie voorbeeld, dat ons moet weet, dat ons gesin moet daarom eintlik 'n model wees vir die wêreld daar buite. Hulle moet sien hoe wonderlik dit is om aan 'n gesin te behoort. Die wêreld moet graag ook deel van hierdie gesin wil word. Hulle moet graag Christene wil word, omdat hulle sien hoe liefdevol hierdie mense met mekaar saam lewe, hoe hulle vir mekaar sorg, vir mekaar omgee, mekaar bemoedig, mekaar geestelik opbou. Dis die gesin van die Here. Dis sy gemeente, dis sy kerk, dis wat hy graag wil hê, dis hoe ons moet lewe. En daarom is dit so, dat God vir ons as sy kinders ook voorskrifte in sy woord gee. Daar's baie duidelike riglyne oor hoe 'n gesin moet lyk en hoe 'n gesin moet funksioneer. God het in die paradys 'n man en 'n vrou by mekaar gebring, en hulle kinders het in hierdie liefdevolle omgewing opgegroei. En dan lees ons hoe dat die gesin, die eerste gesin van Adam en Eva, opgegroei het as 'n hegte eenheid en naby mekaar geleef het. Dis God wat dit so uitgedink het. Die vraag is net, hoe lyk jou huisgesin? Is dit regtig 'n model en 'n voorbeeld vir die wêreld van liefde en eenheid en verdraagsaamheid en sorgsaamheid? Een van die goeie dinge wat oorgebly het van die COVID-tyd en die inperking, was dat dit het gemaak dat kinders nie kon skool gaan nie. Hulle het by die huis gebly. Studente kon nie meer universiteite toe gaan nie. Hulle het teruggetrek uit die koshuise en hulle het kom woon by hulle ouers. Die gesinne het weer by mekaar gekom.
Die wonderlike is dat ons ook sien dat ouers het nie meer uit die huis uitgewerk nie, maar hulle het in die huis gebly en vanuit die huis het hulle gewerk en dit was hulle werksplek. Dit was ook die gesin wat nou almal by mekaar is weer in 'n huis, wat weer saam leef. Iets van die ou plaaslewe en ons sien dit nog in baie ander volkere ook, hoe dat as daar 'n kind trou, dan bou hulle 'n deel aan in die huis en as daar weer kinders kom, dan bou hulle die huis groter, maar almal saam in een hegte eenheid saamgebind. Ons lewe saam. Ons werk saam. Ons is besig om mekaar te vorm, te ondersteun. Dis die beeld wat ons het in die Bybel van hoe God wil hê ons ook as sy kinders hier op aarde moet lewe. Maar kom ons kyk 'n bietjie na ons huisgesinne. Kan ek vir jou vra, hoe gaan dit in die huis? Kan ek jou kinders vra? Kan ek jou ouers vra? Kan ek jou bure vra? Kan ek jou vriende vra? Hoe gaan dit in daai huis? Is julle regtig gelukkig? Is daar liefde in daardie huis? Is daar 'n eenheid in daardie huis? Want jy moet weet, daar is 'n vyand. 'n Vyand wat die gesin haat en God se plan vir die gesin wil omvergooi en dit wil verbreek. 1 Petrus 5 vers 8 sê, julle moet weet, ek waarsku julle, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek om te verskeur, hy's woedend. En hy val die gesin aan. Hy val die gesin aan dat daar skielik 'n selfsugtigheid in die huis is. 'n Selfgesentreerdheid. Ons gee nie om vir mekaar nie. Hier kom vyandskap, hier kom haat, hier kom woede. Ons verloor ons hier meer, ons skree op mekaar. Ons rank mekaar naderhand aan. Die duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu en hy vernietig ons met dwelms en met drankmisbruik. Hier is goed wat in die huis gebeur wat nie van die Here af is nie. En dit skeur die gesin uit mekaar. Die kinders vlug uit. Man en vrou vlug van mekaar af weg. Hier is haat, hier is oneenigheid. Hier is soveel verdeeldheid in die huis. Ons vermy mekaar. Ons praat nie meer met mekaar nie. Ons wil mekaar nie meer sien nie. Ons vlug weg van mekaar af. Ons wil nie meer met mekaar praat nie. Ons het nou hard geword in ons harte. Ons gee nie meer om vir mekaar nie. Hier is nie meer liefde in ons hart nie. Ons ken nie eers meer mekaar se seer en se swaar en se behoeftes nie. Nog nie eens te praat van sorg ons vir mekaar nie. Hoe gee ons om vir mekaar? Is ons regtig 'n gesin soos wat God dit bedoel het? Ons moet weet dat daar is 'n vyand en hy sal probeer om met onsedelikheid 'n huis op te breek. Hy sal probeer deur pornografie, deur ontrouheid, deur egbreek, sal hy 'n gesin probeer opbreek. Ons het 'n vyand en die gesin gaan nie van self net heel bly en by mekaar bly nie. Ons moet weet, ons moet veg om hierdie gesin naby mekaar te hou. Ons gaan moet ingestel wees om die vyand hier uit te hou. Daarom is een van die belangrike reëls wat ek sien in die Bybel vir 'n gesin, is dat die Bybel sê, die man is die hoof van die huis. Dit beteken glad nie dat die hoof beteken, hy is die belangrikste nie. Dit is nie in daardie terme wat die Bybel praat, die een is nou belangriker, en hy kan neersien op die ander, en die ander is nou onderdanigheid beteken, ons kyk op, en ons is niks, ons is minderwaardig. Dit is nie wat die Bybel praat nie. Die Bybel sê vir Adam, jy is die hoof van hierdie gesin. En dit beteken, jy moet sorg vir jou gesin. Jy moet sorg dat die duiwel nie hier inkom nie. Dat die slang nie naby jou vrou kom nie. Jy moet sorg dat sy versorg is. Dat julle gesin heel bly, dat julle naby mekaar bly, dat boeties nie teenoor mekaar begin veg. En daar oneenigheid kom en daar naderhand haat en jaloesie kom en naderhand moord nie. Jy is die hoof van hierdie huis. En toe dinge skeefloop in die paradys, het die Here God na Adam, die man, gekom en gesê, jy het jou plig versaak. Jy het nie gesorg vir hierdie gesin nie. Jy het nie gewaak teen die slang nie. Jy het nie jou vrou beskerm nie. Jy het haar nie gelei in die volle waarheid nie. Jy het haar nie gehelp nie. Jy het maar saamgegaan met die sonde. Jy het saamgegaan met die verkeerde dinge. Daarom moet ons weet, man en vrou is gelyk. Ons het saam 'n groot verantwoordelikheid vir die gesin.
maar iemand met die verantwoordelikheid hê om te sorg dat hierdie gesin beskerm is en dat hierdie gesin versorg is. Jesus het by geleentheid ook baie duidelike riglyne getrek oor die huwelik. Gesê, maar weet jy, onthou net, 'n gesin is so sterk soos wat die huwelik is. En julle moet sorg dat julle waak en wag hou oor julle huwelik. Ons lees daarom dat hulle by geleentheid na Jesus gekom het, die Fariseërs wat natuurlik probeer fout vind het oralster. En vir Jesus probeer beskuldig het en hom probeer 'n aanklag kry teen hom. Nou vir hom uitvra oor egskeiding. Ja, maar kyk, Moses het dan 'n skeibrief gegee. En dan mag 'n man en 'n vrou mekaar los. Wat sê u? En dan kom Jesus en dan sê hy, nee, dis nie hoe God het bedoel het in die paradys met die skepping nie, dis nie sy plan nou nog nie, dis nie wat hy wil hê nie. Nee, God het 'n ander plan. Hy het 'n plan dat 'n man en 'n vrou naby mekaar sal leef. En dan lees ons byvoorbeeld in Matteus 19, hier van vers 3. Daar was Fariseërs wat vir hom, vir Jesus, op die proef wou stel. Hulle kom toe by hom met die vraag, mag 'n man sonder oor enige ding van sy vrou skei? Hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. En dan wat God saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Hulle vra hom toe, maar waarom het Moses dan bepaal dat as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, hy van haar kan skei? Hy antwoord hulle, dis oor die hardheid van harte. Die hardheid van julle harte, dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei, maar dit was nie van die begin af so nie. Dis nie hoe God dit in die begin bedoel het nie. Hy wou dit nie gehad het nie. Dit was nie sy plan nie. Hy wou gehad het dat julle in 'n eenheid naby mekaar sal leef, en dat in hierdie liefde, sekuriteit, eenheid, sal kinders verwek, gebore en grootgemaak word. In hierdie veilige omgewing sal hulle gevorm word soos klei in die pottebakker se hand. Hier sal die Here by hulle in die huis wees en sal hy hulle leer en sal hy hulle vorm en sal hy vir hulle groot maak. Hy sal vir hulle wys wat is reg en wat is verkeerd. Dis God se plan met die huwelik gewees, nie skei nie. Egskeiding is die gevolge van sonde wat nie tot bekering kom nie. Van 'n hart wat hard is en nie wil verander nie. Van een of albei partye wat koppig is en nie wil ingee en bely en sê ek is jammer nie. Dis wanneer harte so hard word dat ons nie meer omgee vir die ander nie en omgee vir die huwelik nie, maar net aan onsself dink en daarom wil ons wegkom. Ja, soms is die sonde so erg dat ons besef die enigste uitweg is om te breek en weg te kom. Want hier is nie bekering nie, hier is nie verandering nie. Die duiwel gaan my nie verder vernietig in die gesin en die kinders nie. Maar die Here sê, dit was nie eintlik sy plan nie. Dis die gevolge van sonde. En as sonde nie bekeer en omdraai en daar berou en versoening kom nie, dan is dit die pad, egskeiding. Maar God se plan was dat hier 'n hegte eenheid sal wees, dat ons in liefde vir mekaar sal sorg, mekaar sal vashou, en ons kinders veilig in hierdie ruimte sal opvoed. Natuurlik sê die Bybel iets oor hierdie opvoeding, oor tug, oor dissipline. Dis ook een van die reëls, dis een van die eienskappe van 'n gesin van God. In hierdie gesin lees ons hoe dat mense vir mekaar omgee, hoe hulle vir mekaar liefhet en daarom vir mekaar teregwys. As daar dinge is wat nie reg is nie, moet dit reg gesê word, reg gemaak word. As daar sonde is, moet dit bely word. Daarom praat die Bybel van snoei. Ons moet as ouers ons kinders snoei. Hulle moenie net met wilde lote groei en die hele huis naderhand onbeheerbaar en onbewoonbaar maak nie. Nee, ons moet weet, die Bybel sê,
as jou kinders gelukkig wil wees, voorspoedig en suksesvol, gaan jy hulle moet tug. Gaan jy vir hulle moet leer wat is reg, jy gaan hulle moet leer wat is verkeerd. Jy gaan vir hulle moet leer om te stop met sekere goed en om ander dinge te begin doen wat hulle nog nie doen nie. Tug is een van die belangrike eienskappe van 'n Christelike huis. Natuurlik is daar bepaalde reëls oor hoe 'n mens jou kinders gaan tug en dissiplineer. Dit moet altyd in liefde wees. As 'n mens nou gaan kyk, spesifiek ook wat daar staan in Hebreërs 12, dan staan daar in vers 5, my kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie. En moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy lief het, en hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? Nee, dis die eienskappe van 'n pa wat lief is vir sy kinders, wat nie wil sien dat die sonde en die selfsug hierdie kind vernietig nie. Daarom gaan ouers streng optree, gaan daar duidelike riglyne wees, gaan hulle huisvergadering hou en sê, dit is wat nou in hierdie huis nie meer gedoen mag word nie. En as dit gebeur, is dit die gevolge en dis die strafmaatreëls. Nie alles fisiese straf nie. Daar's allerlei maniere van onthouding en van dinge wat, vat net 'n kind se selfoon af en hy sal so gehoorsaam word vir die res van die tyd. Daar's baie maniere, sê ek met ander woorde, wat 'n mens iemand kan dissiplineer. En ons moet sorg dat ons kinders op die regte manier dissiplineer. Selfbeheers, met duidelike riglyne. Leer hulle wat die skrif sê. Wat sê God hiervan? Wat is die Bybelse antwoorde hierop? Wat sien ons is in die skrif moets en moenies, die wette van God. Ons moet ons kinders leer en hulle moet gevorm word, sodat hulle sal wees kinders wat die beeld van hulle hemelse Vader vertoon. Tug en dissipline is daarom belangrik, is deel van hierdie gesin en natuurlik opvoeding. Die Bybel leer vir ons om ons kinders reg op te voed. Hy leer vir ons om met ons kinders te praat. Maar interessant as jy nou gaan kyk na Deuteronomium 6, dan sê hy, voor jy met jou kinders praat, moet jy eers sorg dat die wette in jou eie hart is. Jy moet 'n voorbeeld wees. Jy moet hulle leer deur te modelleer en deur jou voorbeeld. Dis hoe 'n gesin van God funksioneer. Ek maak soos pa maak. Ek maak soos ma maak. Hulle is vir my 'n voorbeeld. Ek volg hulle voorbeeld na. Daarom sê die Bybel ook, jy moet eers die liefde van God in jou eie hart hê en dan moet jy dit in jou kinders oordra. Dan moet jy hulle hiervan vertel. Jy moet weet, dit moet eg wees. Jy moet dit praat, jy moet dit inskerp, jy moet hulle praat, in die oggend sal hulle wakker word, in die aand sal hulle gaan slaap, leer hulle die woord van God. As jy op pad is, as jy ry, as jy stap, as jy eet, as jy aan tafel is, praat met hulle oor die woord. Maar demonstreer dit, skryf dit op jou hande, skryf dit op jou voorkop, as jy dink en sê en hoe jy optree, kan mense sien die liefde van die Here. Kan jou kinders vir Jesus in jou sien as ouer. Dis die voorbeeld wat ons moet hê. Ons moet vir ons kinders wys en demonstreer hoe om 'n Christen te wees. Skryf dit op jou hand, skryf dit op jou voorkop, en skryf dit op jou huis se deur, dat almal wat hier verbykom en wat hierdie huisgesin ken, weet, dis 'n huis van die Here. Goed, kom ons kyk nou, wat wil die Bybel vir ons leer? Ek dink nie die Here wil hê jy moet sleg voel, en voel jy's 'n mislukking, jy's 'n mislukte ouer, jy's 'n kind wat die hele gesin opgebreek het en nou voel jy maar net sleg daaroor. Nee, die Bybel wil vir ons leer om reg te maak. As die Here nou met jou oor iets praat en jou gewete praat met jou, dan is dit 'n teken dat jy nou moet kyk, wat moet jy verander? En natuurlik moet jy begin as ouer, kyk na jouself. Wat het jy verkeerd gedoen? Waar het jy tekort geskiet? En gaan maak dit reg. Gaan maak jou foute reg, gaan sê vir jou kinders ook, gaan bely teenoor hulle. Sê vir jou vrou, vir jou man, ek is jammer oor wat ek nou die dag gesê het, wat ek gedoen het. Ek is jammer. Ek wil julle nie seermaak nie. Ek weet daai gedrag van my was verkeerd. Ek wil dit nie weer doen nie. En ek het dit vir die Here gegee en die Here het my vergewe. En hy gaan my help deur sy Gees om dit nie weer te doen nie. Hy gaan my help om nou reg te lewe en 'n voorbeeld te wees vir julle as gesin. Met ander woorde,
Begin by jouself. Vra vir die Here om vir jou te wys, wat is daar in jou hart? Wat daar hardheid is, wat daar sonde is, wat daar afsydigheid is, wat daar ongehoorsaamheid is. En maak dit met die Here reg. Hy het daarvoor aan die kruis gesterf, hy wil jou vergewe, hy wil jou hart skoon maak, en hy wil vir jou 'n nuwe ouer of 'n nuwe kind maak, wat sal teruggaan en sal gaan reg maak. Want dis die tweede ding. Kom ons maak reg met mekaar terwyl ons nog kan. Kom ons sê vir mekaar ook jammer, nie net met die Here reg maak nie, maar ook met mekaar. Kom ons bely teenoor mekaar. Ek wil dit nie weer doen nie. Bid saam met my dat die Here my sal help, dat sy Gees my lewe nou sal beheer en dat die vrug van die Gees liefde sal wees, wat julle almal in my huis en in my hart gaan ervaar. Ek is jammer hieroor, maar ek draai my rug daarop. En ek gee my nou in gehoorsaamheid aan die Here en aan julle. Ek gaan tyd maak om by julle te wees. Vergewe my dat ek afsydig was. Maak die deur vir my oop dat ek kan terugkom. Ek wil weer 'n ma, 'n pa, 'n kind wees vir julle, soos wat die Here wil hê ek moet wees. Dis die begin van 'n omdraaipad. Dis die begin van 'n nuwe pad. Dis wat die Here se begeerte is. En weet jy, as ek nou kyk na die Bybel, dan sien ek, dis daar vir my so 'n mooi voorbeeld van dat die Here wil hê ons moet regmaak. En dat die Here wil hê ons na hom toe terugkom as 'n gesin en saam bid en saam bely en saam ons gesin opnuut aan die Here toewy. Ek lees daar in Josua 24 van vers 14 en 15. Nou, grypende stuk geskiedenis. As jy nou mooi gaan kyk, sê jy sien in daai gedeelte hoe dat jy sal sien, hier is die volk besig om van die Here weg te dwaal. Hulle luister nie meer na die Here nie. Hulle is ongehoorsaam aan die Here. Hulle doen nie meer wat die Here sê nie. Hulle het aan die afgode gehoorsaam geraak. En is dan dat ons sien dat hy in Josua 24 sê, ek gaan na die volk toe gaan en ek gaan vir hulle sê, julle dien die Amorite se afgode, julle dien die Hetite se afgode, julle dien hierdie heidense afgode, maar ek en my huis het 'n keuse gemaak. Ons gaan dit nie meer toelaat nie. Julle kan maar aangaan, as julle dink dit is reg, gaan aan met julle sonde. Ek gaan nie vir julle keer nie. Ek wil net vir julle sê, dat ek 'n besluit geneem het, en as hoof van hierdie huis neem ek standpunt in, en ons gaan 'n klip salf, en ons gaan 'n verbond sluit, en ons gaan 'n ooreenkoms maak, en almal gaan daarvan weet. Daar staan byvoorbeeld in hierdie gedeelte, in Josua, wat hy sê, 24 vers 14, betoon dan nou eerbied aan die Here, kies vir die Here, en dien hom, met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aanderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het aanderkant die Eufraat, of die gode van die Amorite en in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Wil jy nie daai ooreenkoms met die Here maak en sê, kry die kinders saam, kry die gesin saam, kom ons bid, en kom ons sê, Here, ons het dinge verkeerd gedoen, en mense om ons almal doen verkeerd, en ons het met hulle saamgegaan in die stroom, maar nou, Here, wil ons omdraai, ons wil net vir U kies. As jy hierdie keuse wil maak, kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons lief het, en dat U ons nie kom verwyd of veroordeel nie, maar dat U ons kom terugroep na U oorspronklike plan, U wonderlike plan vir 'n gelukkige huisgesin, 'n gesin waar daar liefde is en vrede en blydskap. Here, ons wil nou 'n standpunt neem en ons wil 'n verbond sluit. Ons wil ergens 'n kruis opsit of 'n plakker opplak teen die deurkusyn. Ons wil sê, Here, ons huis is U sin. Ons wil U dien, ons wil U gehoorsaam. Kom vergewe ons sondes, en kom neem hierdie huis, en maak dit 'n huis van die Here. Ons vra dit in U naam, Jesus. Amen.